The subject on this Die onderwerp oor hierdie praat in tale, dis 'n probleem sien by die Pinkster mense. En ek het nogal 'n storie gehad. Ek maak nie enige kwessies op die platform nie, want ek word nou geborg deur verskillende groepe. En as 'n Christen hier, sou ek beslis nie enige iemand wou seermaak nie. Ek, as hulle Christen genoeg is om my by hulle plek te hê, hulle mense wat daar sit, ek wil genoeg van 'n broer wees om niks daarvan te sê nie, sien. En ek preek net die doop van die Heilige Gees en dan wanneer laat hulle doen wat hulle wil daaroor kan. Nou ek glo wel dat geesvervulde mense sien, partymal so gevul word met die Heilige Gees dat hulle nie enige beheer oor hulle eie taal het nie. Ek glo dat dit een of ander tyd gebeur. Dit het met my gebeur en dit het met ander gebeur maar julle sien die ding wat dit is, die Heilige Gees moet eers daar binne-in wees. Sien wat ek bedoel, dit moet eers daar binne-in wees, sien? Dis net soos as praat in tale is 'n gawe van die Heilige Gees. Nou as ek 'n seun was en ek was in my onder die leiding van my vader en moeder. En jy wil my aanneem en ek het vir jou my mes gegee. Nou, jy het my gawe, maar nie vir my nie, sien? Nou tale is 'n gawe van die Heilige Gees. Daar is geen skrif in die Bybel wat sê dit is die Heilige Gees nie. Dis 'n gawe van die Heilige Gees. Nou kyk oor Handelinge 2:38. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Omdat hulle verwonderd was, want ons het elkeen oor praat in sy eie taal waarin hy gebore is, sien? En hy het gesê, as jy sou bekeer, sou jy daardie gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou, die gawe van William Branham is nie William Branham nie, sien? Nou, as julle sal oplet, julle sê, wel die gawe van God is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is God, sien, so jy kon dit nie daar gebruik nie. Wel, met alles waarvan ek praat, dit moet ooreenstem met die skrif. Ek sal dit nie ontvang nie. Nou, ek ontvang net wanneer hy vir my sê, dan bevestig hy dit altyd met die skrif. As hy nie het nie, sou ek dit nie glo nie, al sou hy my so langs die pad vertel het. Steeds as hy my ooit enigiets gesê het wat nie skriftuurlik was nie, sou dit nie reg wees nie, want die skrif is absoluut ons basis. Ons kan nie ons verlossing baseer op sensasies of ondervindings van ander of op ons eie ondervinding nie. Dit moet die woord van God wees, sien, want dis die ware merk. Nou, en wanneer ek begin in hierdie debat, wat broer Leo angstig is om hier op bandopname te kry, veronderstel ek sien dit flikker, ek reken hy het dit nou aan die gang. Ek wil nie jy broer Leo moet dit gebruik om seer te maak of enigiets nie, maar net, ek weet jy sal nie, en ek sal nie vir julle sê nie, broers. As 'n man in tale praat goed, as hy nie in tale praat nie, is dit nog steeds geen teken dat hy dit nie het nie, en as hy, ek het mense in tale sien praat soos om ertjies op 'n droë beesvel uit te gooi. Net so vinnig as wat hulle kon en saam met 'n ander man se vrou lewe, sien. Ek het hekse bloed sien drink uit 'n menslike skedel en die duiwel aanroep en in tale praat. Ek het hekse gesien en Indiaanse towenaars, wanneer die buldans inkom en hulle sou in hierdie groot sirkel sit, en hulle sou uitgaan en al hulle betowerings doen en die duiwel dokter het ingekom en hulle gaan om en doen al hierdie op en af springery, skree en slaan op hierdie tomtoms. En dan sou die toordokter inkom en in tale praat en dit vir hulle uitles, sien. Ek was in die heksekampe waar ek self ingeloop het. En dus so jy hierdie woord nie aanbeveel vir jou om na een toe te gaan nie. Maar as 'n prediker moet ek weet waarvan ek praat, nie iemand anders se woord aanvaar nie, want dis ek moet dit persoonlik ken, self sien.
Want ek kan nie sê Broer Jones het hierdie gesê of ek het hierdie in 'n boek gelees nie. Ek moet weet waarvan ek praat, want daar's te veel mense wat my luister en ek wil beslis nie afkom op daardie laaste dag met 'n klomp verlore mense nie. Ek moet weet absoluut voor ek enigiets sê dat dit die waarheid is. En ek dink elke prediker skuld dit aan sy gemeente, die mense vir wie hy preek oor enige onderwerp, moet seker wees dat hy weet waarvan hy praat voor hy enigiets sê. En so ek was in kampe waar die spiritualiste en waar daar 'n klavier gekom het, halwe ton weeg, opgelig is dan die vloer af 'n gitaar wat in die kamer gelê het, wat deurgekom het, wat self gespeel het, musiek en alles soos daardie, en 'n jas wat in die muur hang, wat deurgekom en gaan sit het in 'n stoel langs jou, messe en virke wat deurkom, en hulle sien die towenaar 'n stuk papier neersit, 'n potlood neem en dit bo opsit. En hierdie gees sien kom en teen 'n stoofpyp oploop en weer afkom en skeer en haarsnee en 25 sent speel en skryf in onbekende tale en hierdie medium wat uitstrek, homself regtrek so daardie en hierdie uitlê. Op en af soos daardie en dit vertel en daardie tale uitlê en vertel wat gesê is. So jy kan nie sê dat 'n praat in tale dat jy die Heilige Gees het nie sien, want ek weet beter as dit. Nou as julle sal oplet, laat ons dit verstandig toepas sien sodat julle sal verstaan. En dis hoe ek dit wil doen, want ek besef ek praat met intelligente manne. In die skrif 1 Korintiërs 12 het dit gesê daar is 9 geestelike gawes. Wel, dan tale was een van daardie gawes in die liggaam van Christus. Sê, kom ons wys net vir 'n illustrasie en maak dit eenvoudig. Ek weet julle begryp dit, maar laat ons seker wees dat julle dit kry. Hierdie kamer is die liggaam van Christus. Per een gees word ons in hierdie kamer gedoop. In hierdie kamers is 'n gawe van 'n stoel om te ontspan. Daar is 'n gawe van lig, daar is 'n gawe van hittebeheer. Daar is 'n gawe van 'n wiegstoel. Daar is 'n gawe van 'n sitkamer, 'n gawe van 'n mat, daar is 'n gawe van 'n foto. Sien wat ek bedoel? Hulle is gawes, maar hoe kom jy in daardie liggaam in? Deur een gees word ons almal gedoop in een liggaam en dan onderworpe aan enige van hierdie gawes. Sien? So as praat in tale dan 'n bewys is van die Heilige Gees, moet al hierdie ander dinge ook bewyse wees van die Heilige Gees. Sou jy al hierdie ander dinge moes doen, hierdie ander profeteer, uitlê, wysheid hê, kennis. Maar dan gaan Paulus voort om dit reg te stel, sien gesê, praat almal in tale nie. Het almal die gawe van uitleg, maar God het afsonderlik in die kerk geplaas. Sien, hy het dit net so opgestel. Dan in die 12de hoofstuk, nou as julle sal oorgaan na waar ek my debat gevoer het, om my te neem, die aanvanklike bewys van die Heilige Gees, ek het dit aanvaar as liefde. En die ander manne het dit geneem om in tale te praat, sien, om tale te hê as die bewys. Nou Paulus het in 1 Korintiërs 13 gesê die volgende. Hy het gesê nou dat al praat ek die tale van mense en engele, dis albei soorte. En het nie die liefde nie, is ek niks. Al het ek wysheid, nou hy praat van hierdie gawes hierbo in die liggaam sien. Hierdie gawes hê sonder die gewer sien liefde sien. En so ek wysheid hê en alle kennis van God verstaan, al die skrifte. Hulle kan bymekaar sit soos enige groot teoloog. En het nie die liefde nie wat die Heilige Gees is ek niks. Nou ons weet dat die Heilige Gees God is, ons moet dit erken sien, dis God. Wel dan, God is liefde, sien. Jy kan enige van die gawes van God hê, sonder om God te hê. God is liefde. En Satan kan enig van daardie gawes naboots sien. Sien, hy kan omtrent enigiets naboots wanneer hy verdraai. Sonde is verdraaide geregtigheid. So in die debat, die liewe broer, hy wat die besoeker was, ek het gesê, nou ek is gewillig om dit met jou te bespreek as jy streng by die skrif sal bly. En nie die skrif verlaat nie, en ek het gesê dan aan die einde van die bespreking dat jy my hand kan skud en ons nog steeds broers van mekaar kan voel, want as jy dit nie doen nie, sal ek dit nie doen nie, sien, want ek het gesê, want miskien wanneer dit verby is,
gaan jy dieselfde voel soos jy voel, en ek sal ook. Maar omdat ons moderators hier het, wat gesweer het, sakemanne, julle weet en sovoorts, dat hulle net regverdig is, hulle nie geïnteresseerd is in enige kant nie. Hulle skryf net neer wat feite is, maak nie saak wat hulle besluit is nie, dit is net 5 of 6 manne, net op 'n sekere skrif, wanneer hierdie skrif gegee word, wie skryf dit neer, wie het regtig die lig daarop gewerp, dis die een wat hy sê, julle sien. So hy het begin soos gewoonlik, Handelinge 2:4, julle weet dat hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en begin praat in tale soos die Gees aan hulle uiting gegee het. Wel en toe het hy van daar af gegaan na Handelinge 10:49, waar terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het, die Heilige Gees geval op hulle wat die woorde gehoor het. Wel toe het hy oorgegaan na Handelinge 19:5, en Paulus het sy hand op hulle gelê en die Heilige Gees het op hulle gekom, hulle het in tale gepraat. Dit het die meeste van sy tyd in beslag geneem en toe was dit my tyd. Ons was net van omtrent 7 uur tot omtrent 2 in die oggend sien, so dit was lank. So toe hy teruggekom het, het hy omtrent 30 of 35 minute daarmee gehad. Toe het hulle die mense laat rus, my toe weer laat praat, my laat praat. So ek het nooit sy skrifte verlaat nie, ek het net reg by sy skrif gebly, dis die enigste manier wat jy korrek kan verstandig. Ek's net so oop om te weet wat die waarheid is as enige iemand anders. Ek wil beslis nie verkeerd wees nie, en ek beter net hier wees, want dis te laat wanneer ek daar kom, julle sien, jy wil soos die ougeklede boer gesê het, ek wil geen probleme by riviere hê nie, so dis reg. Ek wil, dit gaan 'n mistige oggend wees en dan 'n vreeslike tyd en ek wil beslis my kaart in my hand hê, dit wat ek korrek geteken is, want ek wil nie, dis dan te laat, julle sien. So en ek, deur enige iets te bespreek, kan ek soontoe om iets te leer, ek wil weet. En as ek verkeerd is, wil ek beslis weet dat ek verkeerd is sien, sodat ek reg kan wees. Ek wens dat ek kon saamstem oor daardie dinge en dit 'n universele gevoel maak. Maar ek is net, as dit verkeerd is dit net verkeerd. Daar's geen swart-wit voel of dronk nugter man nie sien. Dit is of reg of dis verkeerd. Jy kan nie fout en waarheid saam hê nie. Dis of waarheid of dis fout sien. Julle glo dit nie waar nie, broers, en sekerlik. As die skrif reg is, laat ons dan by die skrif bly, en as die kerk reg is, dan dis wat ek vir haar priesters gesê het. Ek het gesê, as die kerk reg is, bly by die kerk. Ek het gesê, wel, die kerk is reg. Ek het gesê, dan het hy gesê dat die kerk, dat die Bybel hier, die geskiedenis van die eerste kerk is. Wel, as dit dan die onfeilbare kerk is, waarom het julle soveel verander? Julle sien, toe het dit sy argument daar uitgegooi, julle sien. Ek het sê, hy het gesê, Christus het die katholieke kerk georganiseer, sien. As hy die katholieke kerk georganiseer het, en as apostel Petrus en almal van hulle die eerste katholieke was, wel, dan is ek ook katholiek dan. Bly ek by presies wat hulle gesê het. Wel, julle so ver hier buite sien. Ek het gesê, julle het niks wat hulle gesê het nie, sien. Wel, Petrus het gesê, die eerste paus het gesê, daar is geen middelaar tussen God en die mens behalwe Christus Jesus nie. Die enigste middelaar, en nou het julle 10.000 van hulle. Ek het gesê, nou watter, is die eerste paus reg of hierdie paus? Watter een is reg, sien? Hy het gesê, wel, sien, die katholieke kerk het mag. Ek het gesê, dan wanneer het die eerste katholiek gesê, en in die skrif daarvan gesê, as 'n engel uit die hemel kom en enige ander evangelie verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Of hy 'n paus is, of 'n priester, of wat hy ook al mag wees, en wie ook al wegneem of byvoeg op hierdie boek, hy sal geneem word. Ek het gesê, jy is heeltemal verward iewers, meneer. Of die eerste kerk is reg, of hierdie een is reg. As die eerste een reg was, is hierdie een verkeerd. Sien, ek het gesê, ek sal by die eerste katholieke bly. Sien, op daardie manier was hulle katholiek, so julle sien, jy moet reg wees. Ons net om 'n bespreking te hou, moet jy terugkom na iets basies waarop jy jou hande kan lê, want jy het net soveel reg op jou geloof wat jy glo en enigiets anders. Maar ons moet terugkom. Daar moet iewers wees om by te begin, iewers om te sê, hierdie is dit, want jy kan nie debatteer ander woorde nie, sien. Soos albei, en ek sê, wel, die Branham Tabernakel is reg, en jy sê, jy sê, die Anglikaanse kerk is reg in Engeland, en jy sê, ja, laat hom Armeens wees en soort, julle weet, en jy neem die Nederlandse hervorming. Wel, nou, waar toe gaan ons? Nou daar moet een of ander plek wees. Wel, jy kan teruggaan in jou katekismes en al die ander aanhaal en so voort. Ons wil teruggaan na die kerk, na ons stigters, waar ons gestig is.
Maar waar baseer ons dit sien? Daar moet iewers wees wat reg is. Net soos 'n beginsel waar jy praat in die parlement, jy moet iets hê wat reg is. Jy moet dit daar uitlê en die mense wys, jy moet 'n plek hê om by te begin. Wel, dis hoe ons die Bybel moet doen. So I come back to the question of Acts 2. So ek het teruggekom na die vraag van Handelinge 2 met hom. Ek het gesê, nou jy sê dat Handelinge 2 is waar jy gaan om dit op te baseer. So ek moes hom iets gee om hom van stryk te bring, sodat hy kon wees dat ek met hom kon praat, jy weet, hom van stryk te bring. I said, now we'll basic if you will. Nou ons sal basis, as jy, dankie broer, as jy net sal bly by die skrif nou. I said, now brother, I admire your stand. Ek het gesê, nou broer, ek bewonder jou standpunt sien, en ek het gesê, jy het net hier gesê dat hulle almal gevul is met die Heilige Gees. Kind praat in ander tale soos die Gees hulle uiting gegee. Daar het in Jerusalem gewoon Jode toegewyde manne uit elke nasie onder die hemel. Dit was oral bekend gemaak. Hulle was almal vergader en was verstom, omdat hulle elkeen hoor praat het in sy eie taal, waarin hulle gebore is. I had to lead him off. Ek moes hom 'n bietjie weglê hier. Ek het gesê, nou broer, ek wil graag vir jou dit vra. Now remember, the Bible says that these Nou die Bybel sê dat hierdie ongelowiges, dit is nie nou gesê nie, dat hierdie mense sien. up here they come down. Hierbo het hulle afgekom van die toring af van bo in hierdie bo vertrek in die gebou. Dit het gesê, hulle is almal gevul met die Heilige Gees en hier buite. They were hearing them in their own tongue wherein they were born. Hulle het hulle gehoor in hulle eie taal waarin hulle gebore is sien. Hulle het hulle gehoor, elke man sien. Die sonders het hulle gehoor in hulle eie taal waarin hulle gebore is, The unbelievers. die ongelowiges. And I said then, if your Pentecostal interpretation, En ek het gesê, dan as jou Pinkster interpretatie reg gesien, soos jy dit gekry het nou, ek het gesê, dan is daar iets of verkeerd met Handelinge 2, of verkeerd met jou interpretatie. I said, now I want to ask you, brother, Ek het gesê, nou, ek wil jou vra, broer, waar het jy die Heilige Gees ontvang? Hy het met die minuut, uur en tyd vertel, goeie man, sien, and he little, en hy bietjie arrogant, julle weet, soort van bietjie opgewerk, want onder 'n sweet. there's no reason. Daar's geen rede daarvoor nie, sien. As ek 'n konyn gevang het in die veld, nie 'n manier in die wêreld vir hom om uit te kom nie. Ek sal by die hek staan en hy moet terugkom, want hy gaan nie uitkom nie. So jy hoef nie daaroor te sweet nie, as jy presies kan weet. Jy weet daar's nêrens 'n gat vir hom om by uit te kom. So jy kan reg bly in enige skrif wat jy wil, hy moet terugkom daarna toe sien. So hy gaan nêrens heen nie. Jy hoef hom nie oral oor die veld te jag nie. Staan net daar en laat hom terugkom na jou toe. So then I said, sir, I said, Toe het ek gesê, meneer, ek het gesê, nou hoe het jy opgetree toe jy die Heilige Gees ontvang het? Sê, prys God, ek het in ander tale gepraat soos die Gees hulle uiting gegee. I said, all right. Ek het gesê, goed, wie was almal daar? About Sê, omtrent 150 mense. Was jy in 'n kerk? Yes, sir. Ja, meneer. And were they Was hulle all almal English Engels speaking sprekende mense? people? Yes. Ja. I said, that Ek het gesê, how did hoe het jy you, dan speak? gepraat? He said, Hy het gesê, ek het in tale gepraat. I said, in your Ek het gesê, toe jy gepraat het jy getuig van die Heilige Gees. Yes. Ja, dat jy die Heilige Gees ontvang het. Ja, Did the congregation understand you? het die gemeente jou verstaan, sien? He said, well, no. Hy het gesê, wel nee. Ek het gesê, dan was dit nie volgens Handelinge 2:4 dan nie sien. Ek het gesê, want elke mens het gehoor in sy eie taal waarin hy gebore is. Daar was glad geen onduidelike woorde nie. Elkeen het gehoor in sy eie taal waarin hy gebore is. Ek het gesê, dan het jy dit sekerlik nooit gekry volgens Handelinge 2:4 nie. Dit het daardie skrif net daar van hom afgeslaan. Moderators het vir my gegee sien, net daar, julle weet. I said, now on the day of Pentecost, everyone Ek het gesê, nou op die dag van Pinkster het hulle elkeen in sy eie taal gehoor. Daar was glad geen onduidelikheid nie. Hy het gesê, o, ek sien waar jy deurmekaar is, broer Branham. you see, Hy het gesê, jy sien die Heilige Gees toe dit die eerste keer gekom het, het hy gesê, daar is ons praat in die taal van engele, jy sien. he said, Hy het gesê, daar's geen uitleg daarvan nie. Maar dan wanneer jy die uitleg kry, het hy gesê, dan is daar 'n tale wat in sommige van hulle uitgelê kan word, soos Paulus gesê het. I said, yes,
Ek het gesê, ja meneer, ek verstaan dit. Ek het gesê, dan wil jy my dan sê meneer, dat wanneer ons die Heilige Gees ontvang, dat die taal is wat geen mens verstaan nie, sien. Wanneer ons in tale praat oor die ontvangs van die Heilige Gees. Gesê, dis reg. Dan nadat ons gedoop is in die liggaam, dan ontvang ons tale wat hulle uitgelê kan word, sien. Is dit so? Ja. Ek het gesê, dan het jy die kar voor die perd, sien. Ek het gesê, dan moet jy hier sien. Ek het gesê, toe op die dag van Pinkster, toe hulle die Heilige Gees ontvang het hulle dit anders as julle almal ontvang. Ek het gesê, julle almal ontvang dit en niemand verstaan dit nie. Toe hulle dit ontvang het almal dit verstaan. Ek het gesê, of hierdie kerels het die gawe van uitleg daar buite gehad, sien. Ek het gesê, as jy hulle dan die gawe van uitleg gee, dan het hulle ook die Heilige Gees gehad, want hulle het die uitleg gehad, net soos julle die gawe van praat het, en hulle het gespot, hulle het bespot, sien, geen gronde daarvoor nie. En so, en ek het gesê, wat as ek jou gesê het, dat God iets aan hierdie manne gedoen het, dat hulle hierdie almal nou, hulle in hulle eie taal gehoor het. Het gesê, maar hulle het in tale gepraat. Ek gesê, net 'n oomblik broer, die ongelowige daar buite het gesê, kyk, hierdie nie almal Galileërs wat praat nie. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Hierdie wat praat is Galileërs, wat Galileëns praat. Maar ons hoor hulle in ons eie taal waarin ons gebore is. En hy kon toe nêrens staan, julle sien. Ek het gesê nou, hy het gesê ek het gesê dit kon so gewees het ek gesê. Ek het dit sien gebeur. 'n Klein Spaanse meisietjie een keer, ek het julle daarvan vertel, ek reken julle het dit op die band gehoor, julle weet. So ek het gesê na ons, ek het gepraat net soos nou en sy het my gehoor. Net hoe sy het vir die tolk gesê, ek het gedink hy kan nie Spaans praat nie. Wel, ons het die bandopname teruggespeel, dit is Engels, maar toe die inspirasie aan was, het sy dit in Spaans gehoor. En dan kon sy nie een hoor nie, of het nie een woord in Engels verstaan nie, sien. So dit was vir haar alles vertel van wat sy gehad het, epilepsie. En sy het by kaggel gesit en mielies eet en te veel geëet en vreeslik siek geword, bed toe gegaan, en dit het haar in 'n epileptiese aanval gegooi. Sy het hulle van toe af gehad, sien, tot toe, sy is genees. So hy het gesê, wel nou net 'n oomblik, hy het gesê, hulle was, ek sien waar jy. En ek het gesê, ek wonder net broer, waarom dit toe jy hierdie vraag gegee is, het ek gesê, jy het gepraat van Handelinge 2:4, en toe het jy na Handelinge 10:49 toe gegaan. Het ek gesê, hoe het jy Handelinge 8 uitgelaat, toe die Samaritane die Heilige Gees ontvang het? Daar's nie 'n skrif wat sê dat hulle in tale gepraat het nie, sien. Ja, ek het gesê, as jy oplet by Jerusalem was daar vergader, ek neem nou jou kant daarvan, sien. Ek het gesê, daar het manne uit alle nasies vergader. Van voort en vertel Mede en Perse en proseliete en vreemdelinge en Macedoniërs. O, jy weet, almal soos daardie, waar hulle was. Ek het gesê, nou, hulle was almal daar. En hulle het gehoor, elke man in sy eie taal. Ek het sê nou, en by die huis van Cornelius, nou het ek gesê, toe hulle daar in tale gepraat het hulle in hulle eie taal gehoor, dieselfde ding wat hulle destyds hier gedoen het. Ek het sê, omdat Petrus gesê het, kan ons waterweier sien dat hulle die Heilige Gees ontvang het, soos ons aan die begin het. Ek het gesê, God sal nooit sy program verander, en as jy net hier sal staan op Handelinge 2, net hier waar die Heilige Gees die eerste keer geval het, sal dit ooreenstem met die res daarvan. Ek het gesê, nou as dit so noodsaaklik is, waarom het die Samaritane nie in tale gepraat toe hulle die Heilige Gees ontvang het nie? Ek het gesê, omdat hulle almal Joods gepraat het, sien, hulle het almal Joods gepraat. Dit was nie nodig vir hulle om 'n ander taal te hê nie, want hulle het net getuig dat die Heilige Gees gekom het, en hulle het almal in hulle taal gepraat, en almal, ek het gesê, en daar was geen rede daarvoor nie. Sê, daar is 3 stamme, sien, die Jode, Samaritane, heidene. Ek gesê, nou die heidene, as jy onthou, Cornelius was 'n hoofman oor 100 man, 'n groep Italianers. Daar was die besnydenis en die Romeine en die Italianers en almal saam daar, en hoe dit ook al was, hy het gepraat, want net soos dit het aan die begin nou. Waterweier aangesien hulle die Heilige Gees ontvang het soos ons aan die begin het. So jy sien, dit moes dieselfde wees as wat dit aan die begin was, en elke man moes in sy eie taal hoor.
Ek gesê ek sal erken dat daar een keer was dat in die Bybel dat almal in tale gepraat het. Natuurlik, hy was baie ontsteld, julle weet, en hy het gesê, halleluja, nou is jy op die pad. Ek gesê, ja meneer, dit was by Babylon, niemand het verstaan wat die ander een gesê het nie. Ek het gesê, op Pinkster het hulle almal verstaan wat elke mens gesê het. Ek het gesê, dit was die uitgaan van die Heilige Gees, jy sien. Ek sê, by Babylon het hulle almal in onbekende tale gepraat, soos Pinkster nou doen. Niemand weet wat die ander een sê, en een wat hierdie babbel, en een wat daardie babbel, en hulle het niks geweet nie, maar dit was Babylon, sien. Ek sê, by Pinkster het elkeen gehoor in sy eie taal waarin hy gebore is. Hy het gesê, wel ek glo nog steeds, gesê, glo in God, ek ontvang dit. Halleluja, dit maak die kerk sterk. Hy sê, nou wag, ons praat nie daarvan nie, ons praat van Bybeldoktryne, sien. Ons bly by die skrif hier, sien. En so toe, soos ons aangegaan het, hy het gesê, ek glo, hulle was almal onder inspirasie wat in tale gepraat het. Hy het gesê, ek glo nie, hulle het gehoor deur uitleg nie, ek glo hulle was geïnspireerd om in tale te praat. Ek sê, ek sal met u saamstem daaroor, ons sal ons debat daarop afsluit sien, dat hulle almal geïnspireerd was om in tale te praat, en ek het gesê, nou sien, dis net soos, ek het gesê, ons is almal hier in Jeffersonville vergader, ons is almal hier in Yakima vergader, die Pinksterfees is aan. Ek het gesê, nou, ons gaan sê, jy is Switsers, jy is Duits, jy is Frans sien, en ons is almal hier binne, en elkeen van julle is 'n groep mense. Nou, sê dit ek self, en Boris, en Jean wat hier sit, en ons is almal Amerikaners, sien, en jy het 'n groep, en jy het 'n groep, en jy het 'n groep, want dis hoe hulle was. Hulle was Mede en Perse, en wat nog, wat daar vergader het. En ek het sê, nou, ons is almal hier, en met eens kom daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige rukwind, dit vul die huis hier binne, nie daar buite by julle almal nie, en ek was hier. Ons is almal gevul met die Heilige Gees, en ons het na buite gekom, en eerste ding wat julle hier weet is ek Engels, en ek begin in Engels praat, soos ek dit eers gehad het sien, en jy verstaan dit in Switsers. Nee, hy het gesê, nee, jy het gepraat in verskoon my, in Europa. Ek het gesê, as dit dan was, wat sê ek dan vir hom? Van die opstanding van Jesus Christus, van die koms van die Heilige Gees sien. Ek het gesê, ek praat met julle Switsers, terwyl Jean met julle praat in Duits, en Roy met julle praat in Frans sien. En hy het gesê, ek het gesê, nou is jy baie naby daaraan. Ek het gesê, baie naby daaraan? Ek het gesê, dis wat die skrif gesê het. Ons hoor elke mens in ons eie taal, waarin ons gebore is sien. Ek het gesê, en die moderators, ek het dit klaar gesien. Ek het elkeen so ver op die bord opgeteken gehad, julle weet. So ek het gesê, ons sal dit klaar maak. En hy het gesê, en ek het gesê, toe het hulle, almal gepraat, mekaar verstaan, wat ek dit wel gehad en in die eerste plek ingeneem het. Hulle moes hulle taal verstaan sien. Babylon was die enigste keer wat hulle nie verstaan het. Die Pinkster het hulle verstaan, elke mens. Die evangelie moet naar die hele wêreld gaan vanaf Jerusalem, en dit het die hele wêreld getref op daardie tyd, die bekende wêreld, net daar sien. Dit moes so kom, want sien, en al die nasies onder die hemel was daar vergader, die godsdienstige nasie, dit was Pinkster sien. En hy het die hele wêreld getref, maar gaan in die hele wêreld in vanaf Jerusalem. Sien, so dit moes getuig word in die taal van die opstanding van Christus, sodat dit sou gaan na die hele wêreld, net daar sien, en hierdie draers hier, hierdie mense hier binne aanbidders, sou teruggaan na hulle land. Soos 'n paar dae daarna die Ethiopier afgegaan, julle weet in Filippus was onder by Samaria, en die Ethiopier was op sy pad terug na Afrika, die hofdienaar en die Heilige Gees het Filippus uit daardie groot diens geroep, om in die woestyn laat staan. Hy het Jesaja gelees, hy het gesê, wat lees jy? Hy het gesê, hoe kan ek weet as iemand my nie leer nie? Hy het gelees gesê, wie was die? Van wie het die profeet gepraat? Homself ook. Hy was daar bo by Pinkster om te aanbid sien. So hy het hom net daar gedoop in die naam van Jesus, en hy het aangegaan in Ethiopië en gejuig en die boodskap na Ethiopië geneem. Dis waar dit veronderstel was om te wees, na toe te gaan. Nou hier kom die hier was dit sien. Ek gesê, nou, so het ek gesê, jy sien meneer, dat selfs die moderators al reeds daarbo opgeteken het, dat hulle gepraat het in tale wat almal verstaan het. Daar was nie een onduidelike woord nie sien, so jou weergawe van Pinkster is al reeds veroordeel sien, want jy sal jou weergawe van Pinkster in Babylon moet plaas, want jy kan dit nie in Handelinge 2:4 plaas nie. Sien, omdat hulle elkeen gehoor het in sy eie taal waarin hy gebore is,
En in Babylon het niemand niks verstaan nie. So jy sien, jou Pinksterweergawe is al reeds weer terug in Genesis. In Babylon sien, so jy is nie meer hier bo in Pinkster nie. En ek het gesê, maar laat ons dit net 'n bietjie verder deurneem sien, want dit het al reeds vir ons gegee, jy sien daar. So oral waar jy gaan in die Bybel, dit moet terugkom soos dit het aan die begin. God is oneindig en kan nie verander nie. Hy het gesê, wel hulle, toe het hy begin met die res daarvan, hy het gesê, nou jy sal egter erken, Branham, dat hierdie manne wat hier uitgekom het, net nie soos Methodiste of Baptiste was nie. Sien daardie dit gooi op my Baptiste sien, gesê, hulle het ontvang en het onder inspirasie gepraat. Hy sê, ja meneer, ek sal daarmee saamstem, so hulle het daardie een gemerk. Ek sal saamstem dat hulle onder inspirasie gepraat het wat hulle gesê het. Ek gesê, elke keer wat ek preek ek op dieselfde manier nie waar nie in Engels, jy weet, met inspirasie. Dis al wat hulle is, julle weet. Ek het gesê, elke keer wat ek preek of profeteer, is dit nie in onbekende taal nie. Paulus het gesê, as dit nie 'n uitleer gehad het nie, dat dit niks was nie, soos 'n barbaar. Dit moet wees tot stigting en sovoorts. So dit het dit uitgeslaan vir hom, sien. Ek het gesê, wel, hy het gesê, en ek het gesê, wel, ek stem saam dat dit alles onder inspirasie was. Ek het gesê, nou, soos hierdie, ek het gesê, sommige van hulle nou, ek het gesê, soos ons was. Ek het gesê, die wat toe in Galileëns met die Galileër gepraat het, hulle was onder inspirasie, was hulle nie sien. Soos as ons almal Engels is. Hy het gesê, daar is nie een van daardie Galileë. En ek het gesê, dit was in Galileë, en hulle was almal Galileërs wat gepraat het. Daar was Galileërs wat hulle gehoor het, want hulle was in Galileë. Dit was in die nasionale taal. Ek het gesê, toe het hierdie man uitgekom, en hy het met die Galileërs in hulle moedertaal gepraat, en hy was Galileëns. Dit soos ek Engels is, wat met die Engelsman praat in Engels sien. En hy het dit nie gehad nie, jy sien. Wel, hy het gesê, dit mag op een geval het en toe die ander. Hulle het dit net verdeel, miskien sal hierdie een hier 'n rukkie met hulle kom praat. Ek gesê, toe, na die arme Galileërs, het toe niks gehoor nie. Ek gesê, hy was toe nie geïnspireerd toe hy met hulle gepraat het van die opstanding, dieselfde ding. Sien, dis net geen ander plek om meer te staan. Ons het net so aangegaan totdat ons net die skrif net goed deursoek het, net verder soos daardie sien. Dit sal moet terugkom na daardie oorspronklike, die eerste sien. So, julle sien dit daar, dis nie praat in 'n onbekende taal nie, dis praat onder inspirasie sien. En soos as ek die Heilige Gees hier ontvang het vanmôre, in julle almal se midde, so ek onder inspirasie wees. Julle vertel van die opstanding van die Heilige Gees wat na my toe gekom het, onder inspirasie, en nou sien, tale is nie die Heilige Gees nie, sien. Het hy gesê, glo jy dan nie in praat in tale nie? Ek glo beslis, ek glo in praat in tale. Ek het gesê, dis die geringste onder die gawes, volgens die manier wat dit opgeteken is in die Bybel, want dis die laaste gawe, sien. Ek het gesê, en 'n kerel so in tale praat, maar eers moet hy die Heilige Gees hê voor hy in tale praat. As hy nie is nie, is hy 'n nabootser. Ek het gesê, dan kan hy praat met tale, soos hy gesê het, beide van mense en van engele, en steeds nie die Heilige Gees hê nie, het ek gesê. Want Paulus het gesê, al sou ek praat, al kan ek praat. Met tale van mense en van engele en nie die liefde hê nie, is ek niks. Al sou ek alle kennis kon verstaan en die skrifte presies reg kon uitlê, sonder hierdie doop is ek niks. En ek my goed gegee het om die armste voet my liggaam moet verbrand te word as 'n offer in geloof om berge te besit. En ek is niks. Ek het nog nie eens begin nie sien. Ek het al hierdie geloof. Ek gesê, nou dit antwoord soos Dr. Haggerty daarbo, daardie keer, julle weet, daardie Lutherse dekaan. Julle weet, toe ek vir hom gesê het, onthou julle die debat wat ons gehad het, julle weet, daar oor die, het my vertel van daardie hekse vrou, julle weet, wat vir die siekes gebid het, hulle genees is, gesê, God kan nie genees nie. Julle het dit gehoor sien, onthou julle dit sien? Ek gesê, wel seker, ons het baie van hierdie manne wat opkom sê, broer, ek het geneesing in my hand, tjoe, voel dit. Hulle voel dit nie, maar die mense word net in elk geval genees, want dit is op grond van geloof. Die kerel dink hy nader God op daardie manier, en ek glo baie van hierdie mense kry die Heilige Gees sien, wanneer hulle daar uitkom en in tale praat. Sekerlik, ek glo dis die Heilige Gees, maar dis geen bewys dat hulle dit het nie. Hulle lewe sal vrugte hê. Party van hulle het daar uitgekom en julle het my visioen gehoor. Ek reken julle het op my bandopnames gehoor hoe dat ek na Mishawaka toe gegaan het. Die keer daardie mense wat daar uitgekom het, julle weet hoe die geklede kerel gesê het, hier is hy, julle weet. Wel, julle onthou, hulle het een man daar gehad wat in tale praat en die ander een wat uitlê. Ek het dit nog nooit van tevore in my lewe gehoor nie sien. Nou, as ek julle vertel het, stop my sien. So toe, maar hierdie kerel het die bad verhoor, julle weet. Natuurlik is daar baie meer. Maar julle sien waarvan ek daar praat sien, kom reguit terug na die begin sien. Reguit terug na die begin.
Jy dit nie? Ja, hulle dit nie sien. Wanneer die ware Heilige Gees inkom, is dit die lewe van Christus sien, wat in die sterflike lewe die menslike wese sien. Hulle het nooit 'n woord gesê oor Jesus wat in tale gepraat het, toe hy die Heilige Gees ontvang het nie. Wat van Johannes die Doper, hy het die Heilige Gees ontvang 6 maande voor hy gebore is in sy moeder se skoot. Hoe het hy in tale gepraat? Ja, hoe kan hulle in tale praat as hulle nie eens kan praat of hoor nie, sien? Wat van Elisabeth en Maria, toe hulle, Elisabeth die moeder van Johannes, is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer gesê, nie in tale gepraat nie, sien? So hulle het geen bene. Ek het egter met sommige van hulle hoofleiers gepraat in die hoofraad. Intelligente mense sal dit erken, julle sien. Maar hulle, wat het hulle gesê? Dis die doktrine van die kerk, julle sien. Dis wat gaan jy daaromtrent doen? Wel, daar het julle dit sien. Nou wat? As hulle dit nou probeer verander het, sou hulle uit die organisasie verdryf sien. Wel, dis presies. Ek kan vry bly, ek hoef nie enige organisasie te hê nie, sien, ek's 'n vrygebore burger. Ek het 'n reg op spraak en wat ek ook al wil sê, vryheid van spraak. Ek's 'n geordende prediker, so kan hulle my nie keer om troues te hou, te begrawe of te doop of die evangelie te verkondig nie, julle sien. Solank ons demokrasie is, hoef nie aan enige organisasie te behoort nie, sien. En so nou, ons sê dit as in daardie, verstaan julle nou? As julle heeltemal oortuig, ja, ek sou nie. Julle dink, daar is dinge wat baie goed mag lyk. Daardie skrif moet alles ooreenstem.